Halleluja. Amen. Prys die Here. Halleluja. Glory, glory, glory. Nou, ek weet nie wat gaat met my stem aan vanmorgen nie. Hy is 'n bietjie krapperig, 'n bietjie basserig. Ek weet nie waar hy is. Maar hy is gelukkig ons 'n mikrofoon, so ek weet nie wat is dit met my. Ek het hierdie week as die sinus maar 'n bietjie moeilik. Ek dink ons is nou in behoorlik in die change of season, so ek het 'n verskriklike nasal drip, so ek dink dit is maar al wat die stem beïnvloed, so nie, kom ek is siek nie. Ek keer absoluut niks. Prys die Here is vir my goed. Halleluja. Amen. Prys die Here. Is lekker om die Here te dien. Prys die Here, as jy bly nie te dien vanmôre. Amen. Halleluja. Prys die Here. Nou ja, ons is weer minder uitgedink vanmôre. Ek kry die idee ons maak beurte, jy weet, as die een kom, dan kom die ander nie. As die ander kom hierdie nie. Prys die. Maar ons is ten minste vanmôre 2 of 3. Hier is meer as 2 of 3. So prys die Here daarvoor. Die een ding wat ek verseker weet is die Here is hier vanmôre. Die Gees is vanmôre hier. En halleluja. En ons sal die dieptes van hom ervaar soveel as wat ons bereid is om in te gaan vanmôre. Die Here is daar en hy is bereid vir ons te gee dit wat ek en jy begeer. So nou met die mate van die verwagting wat ek en jy vanmôre hier is, die mate van die verwagting wat ek en jy het om vanmôre met hom te wees, is dit waar hy jou gaan ontmoet. Amen. Prys die Here. So you cannot ask more than that he can give. Daar's nie 'n manier nie. Hy het altyd meer, hy het altyd nog. Daar's altyd daai ekstra bietjie. En dan soms dink ek, as jy nou al oupa is, dan sal jy nou verstaan, 'n bietjie meer van God se liefde. Ek dink, en nou moet ek baie versigtig wees met wat ek sê, maar julle sal nou verstaan. Ek dink ons almal kom uit die era uit waar ouers nog gedissiplineer is. Jy het nie eens hard gesig nie. Enige rebellie wat jy het, teen dit wat jy ouers het, speel jy binne in stilte af. Want as hulle enigstens net dit raak sien, is jy in die moeilikheid. Dis gewoonlik die een wat sê van die Vader wat ons ken, is die Vader van dissipline, hierdie heilige God van gesag. Want wanneer jy oupa word en jy kleinkinders en jy ouma word, skielik ervaar jy 'n ander kant van die Vader. En as ek na my vrou kyk, toe ek haar ontmoet het sy die hoogste vlak van OCD gehad wat jy kan aandink. Jy dink nog jy wil fyn maak as jy al klaar besig om skoon te maak. Sy loop so agter jou. Kyk, Hansie Grietjies om nooit die pad teruggekry, dis my vrou saam was. Daar's 'n manier. Toe kom die eerste kleinkind, sy het bietjie deurgeloop. Toe kom die tweede kleinkind, sy het bietjie minder deurgeloop. Toe kom die derde kleinkind, hy het amper gemaak net wat hy wil. Toe kom die vierde een, en nou is die vyfde een is daar. Daai kind het vrye pag. En die 6de is nog net 'n klein, ek dink, ek weet nie.
So elke keer met elke ene braas is daar altyd net 'n bietjie meer liefde, 'n bietjie meer genade, 'n bietjie meer vryheid. En wat ek eintlik wil vanmôre sê is met die verwagting wat jy gekom het, die Vader sit so met 'n oupa met nog 'n ekstra stukkie koekie vir jou. Daar's nog ietsie ekstra vir jou. Jy het gekom vir net dit, maar die Here sê, ek wil dit vir jou gee vanmôre. Jy het gekom vir dit, maar ek gaan 'n bietjie meer gee vanmôre. Halleluja, dien ons nie 'n awesome God. Prys sy naam. Halleluja. Glory, glory, glory. Die Here is wonderlik. En is lekker om sy kind te wees. En weet wat is die wonderlikste ding ook van God? Is hy dissiplineer die wat hy liefhet. Wanneer God so stil raak, dat hy jou aan jou eie lot oorlaat, dan moet jy weet, jy is op 'n gevaarlike plek. Jy sê, want dis wat in Romeine gebeur. God het hulle oorgelaat in hulle eie genot en eie sinnigheid en eie begeertes. Wanneer dit met jou gebeur, wees vind vreugde daarin, wanneer God jou so 'n bietjie hier so aan die oor rondtrek. Jy moet nou luister. Waar is die oor? Dis die ornamente nie. Prys die Here. En ja, ons het heelwat verskonings vanmôre. Ja, van die saak, tannie Marika, tannie Ale, om Elie en tannie Rita het ook verskoning gemaak. Suster Martha het verskoning gemaak, sy is siek. En dan vanoggend pastoor Raymond, Suster Mariette en tannie Martha het verskoning gemaak. Blykbaar het tannie Martha haar arm seer gemaak. En pastoor Raymond het een van hulle infeksie in die oog. So kom ons bid dan ook vir hulle en ons dink aan hulle. Ek het geen verjaarsdae nie en daar is ook geen huweliksherdenkings nie. Ons dienste bly normaal, julle weet al hoe dit is. So, ons gaan vanaand aanddiens. Ons het nou vir die laaste paar weke heb ek die aanddiens uitgestel. So ons gaan 'n aanddiens hê vanaand, maar nie net dit nie. Ons gaan dan vir hierdie hele week wat voor lê, tot en met Saterdag, elke aand 7:00, Pinksterbid hier. So u is welkom om te kom, om saam met ons te kom bid. As u die rede hiervoor is, as die mense gaan kyk, ons het donderdag Hemelvaart gevier en die opvaring van die Here Jesus, en 10 dae daarna was die uitstorting van die Heilige Gees. Maar as ons in Handelinge gaan kyk, en ons sal seker hierdie week baie meer daaroor gesels, dan sien ons, hulle was eendragtig in gebed. Hulle het hierdie tydperk van Hemelvaart, want die Here sê, gaan na Jerusalem en wag daar totdat jy gevul word met krag en met vuur. So hulle het vir 10 dae was hulle absoluut in gebed. So dit is wat ek wil hê ons moet doen en hierdie week wat voor lê, is om werklik elke aand na die Here se aangesig te soek en na die vuur. So as jy dalk vuur nodig het in jou lewe, as jy voel, Here, ek wil weer aan die brand gesteek word, Here, dan wil ek jou uitnooi om saam met ons te kom bid. Kom bid vir jouself vir vuur, kom bid vir jou geliefdes vir vuur, en kom ons bid vir die gemeente weer vir vuur, dat die Here ons aan die brand steek. So elke aand van vanaand af, dan vanaand sessie, ons diens, en dan van môre aan elke aand series, tot Saterdag aan series. Dan ons elke aand hier by mekaar kom, en dan gaan ons hier bid. U is welkom om by ons aan te sluit en saam met ons te bid, en saam met ons die aangesig vir die Here te soek. Prys die Here. So kom ons staan, en wat broer André vra, en dan gaan ons hierdie diens te open met gebed, en dan gaan ons lekker saam sing en die Here se naam groot maak. Halleluja! Amen. Prys die Here. Baie dankie broer André. Here, ons prys die naam, ons loof die naam, ons maak die naam groot. Here, want U is 'n groot God. Here, U is die Alfa, die Omega, die begin en die einde, gister, vandag tot in alle ewigheid bly U dieselfde. Onveranderbare. U is die lelie van die dag, U is die roos van Saron, die blink môre ster. U is die leeu van Juda stam. U is die lam van God wat vir ons geslag is aan die kruising van Golgotha. Here, U is die eerste om uit die dood uit op te staan. U is geborene, Here. U is die owerste van alle konings van hierdie wêreld, Here. U is die groot oorwinnaar van die Satan, die hel en die dood. Daarom was dit onmoontlik vir die dood om U vas te hou, Here. U is 'n heilige, heilige, heilige God.
God. Daarom het die Vader en die engele opdrag gegee om U te aanbid. Here, U is waardig en waaragtig. U is werd om aanbid te word, Here. Yes, U het vir ons hallelujah. betaal aan die kruis van Golgotha met die bloed van Jesus. Here, U is waardig om die boek te neem en die seels te breek en die Amen. boek op te maak. Here, U is waardig en waaragtig, Here. U wat nie roof geag het om gelyk aan die Vader te wees en wat Homself verneder het en die vorm van 'n diensknegt aangeneem en 'n mens geword, Here. En ek dank U daarvoor. Ek prys U naam, ek loof U naam, ek eer U naam, Here. Ek verhef U naam tot in die hoogste hemele, Here, want U is waardig en waaragtig. En ek is dankbaar, Here, dat ek die Vader van Abraham, Isak en Jakob ook my God kan noem, Here, want my God lewe vir ewig en vir altyd. Ek prys U naam, Here, ek loof U naam. U wat die olyfboom is, Here, dankie, Here, dat ons ook ingeënt kan word met die ware olyfboom, Here, dat ons met magtakke is afgebreek deur ongeloof en ons wat wilde takke is, Here, is ingeënt. En ek dank U daarvoor, Here, dankie vir die reddende genade van God wat aan alle mense verskyn het, Here, dankie, Here, dat ons sonder verdienste geregverdig is deur die bloed van Jesus Christus wat vir ons gestort is aan die kruishout van Golgotha, Here. Dankie, Jesus, dat U vir ons goed is, Here. Ek loof en ek prys en ek eer en ek verhef U naam, Here. U is God en U is koning. Here, ek bid vir die mense wat nie vanoggend kon kom nie, Here, wat probleme het, ag Here, en seën hulle ook vanoggend by hulle huise, Here, in die naam van Jesus, Here. En ek dank U vir die voorreg dat ons in 'n land bly, Here, dat ons kan kerk toe kom sonder om te vrees vir ons lewens, Here, want daar's lande waar mense in gevaar word die Here dien, Here, in vrees moet hulle die Here dien, en ons het alle reg en alle losheid en alle vrede en alle vryheid, Here, en ek dank U daarvoor, Here. Ek prys U naam, ek loof U naam, seën ons vanoggend, seën die diens, Here, seën die prediker, elke woord wat pastoor sal spreek, dat sy lippe met sout gesprinkel en met vuur gelouter sal wees, Here, en spreek dat ons, Here, ons wil luister, ons wil hoor, Here, maak ons ore oop, maak ons harte sag, maak ons verstand vrugbaar, Here, in die naam van Koning Jesus. Seën elke liedjie wat ons sal sing, Here, in die naam van Koning Jesus en Heilige Gees van God. Ek pleit by U, Here, om tussen ons te wees, om hier te wees en hier rond te beweeg, Here, en vir ons te voldoen in ons behoeftes, Here, want sonder die lieflike Heilige Gees wil ons nie eens hier wees nie, Here. Seën as hulle vanoggend en elke liedjie wat ons sal sing en alles in die naam van my lieflike Koning Jesus. Amen. Amen.
Prys die Here. Halleluja. Ek nou hoop jy sal saam sing dat ons twee stemme wat nie lekker is, die twee wat nie lekker is, maak dalk een lekker. Prys die Here. Halleluja. Die gemeente. Is daar nog verlangen in die hart na Jesus? Amen, amen, ja, amen. Weet jy wat? Somtyds kan mense so gewoond raak aan mekaar in die huwelik, dat 'n mens somtyds verby mekaar beweeg. En is nie dat ons nie mekaar lief het nie, maar daar's tye waar die passie dalk nie so lekker is nie. Miskien raak ons dalk besig met ons eie dinge, dalk het ons 'n ou projekkie, wat ook al die rede wees, somtyds werk ons nie so hard aan die huwelik soos wat ons moet nie, dan raak dinge so 'n bietjie koud. En ek dink dis die kern van hierdie liedjie. Daar's verlange in my hart
na Jesus. Amen. Ek en jy moet elke dag in ons verhouding met die Here so loop met 'n verlange na hom, dat as ek uit my binnekamer uitstap en weet, ons het nou dinge wat gedoen moet word, die kombuis moet skoon, die huis moet skoon, die skape moet uit, dinge moet gebeur. Maar terwyl ons sommer daai dinge besig raak, dat ons so verlang weer het om net weer by hom te kan wees, dat ons voel, maar ek kan dit net klaar kry, want ek wil by die Here wees. Halleluja. Amen. Dat ek naderhand nie eens weet hoe ek die skorrel goed gevas het, wat ek was so in sy teenwoordigheid. Dis waar ek en jy moet wees. Ek dink dit is wat die Here sê, daar in Openbaring 3 iewerste waar hy sê, dat ons weer moet terugkom by ons eerste liefde. Daar's in my hart, Here. Ja, dis waar. Prys sy naam. Bind us together, bind us together, more than
net een evangelie. Daar's net een Here, daar's net een liggaam, daar's net een Gees, daar is net een God, sê Paulus in Efesiërs vir ons. Daar is niks anders in nie. Halleluja. Ek besef nou eers vanmôre hoe hierdie so in die boodskap ingaan in vloei vanmôre. Daar is net een en sy naam is Jesus. Halleluja. My Hebreërs 12 wat sê, lê elke las af, elke sonde wat julle so maklik omring met julle oë gefestig op Jesus Christus, wat die volleinder is van julle geloof. Die Engels sê the author and the finisher of our faith. Here is die begin, die skrywer van ons geloof. Here, dankie vir Golgotha, dankie vir die kruis, Here, waar ek vanmôre elke bemoeienis van my kan neerlê, elke stryd wat daar mag wees. Here, elke ding wat ek het, selfs my begeertes kan ek vanmôre kom neerlê by die kruis waar U gesterf het vir ons, Here. Dankie, Jesus. Ek loof en ek prys U daarvoor. Because I know, yeah.
Halleluja. Daar is hierdie Engelse gesegde wat hulle baie lief is om by veral by sportgeleenthede te sing. Wanneer die eindfluitjie nog nie geblaas het nie en dinge is in die weegskaal en ek dink so 'n klompie jare terug hier by 2009, 2010 rond, ek is nie seker nie, speel die Blou Bulle teen die Sharks op Kings Park in die Super Rugby finaal. Die wedstryd is 'n wipplank ding. Dis hier, dan is dit daar en hier baie naby aan die einde druk die Sharks se 3 en skop oor en hulle loop 'n kort voor en hulle begin juig en jubel asof hulle wen, maar as 'n Engelse gesegde wat sê it's not finished until it's finished, until the fat lady has sung. En terwyl hulle nog juig en die afskop kom, toe gaan druk Brian Abana en
kwalifiseringstyd 3 en die Blou Bulle wen die titel. Nou ek wil jou vanmôre sê, dit maak nie saak hoe dit lyk nie. Dit lyk soms in die weegskaal. Dit lyk soms of die vyand besig is om te oorwin. Dit lyk asof hulle nou net 'n 3 gaan druk het en dit is die einde. Maar die Here sê, ek het die laaste sê. Die eindvlakkie het nog nie geplaas nie. Ek is nog die Here beheer. Ek is nog die Here op die troon. Ek het die laaste sê. Halleluja. Daarom sal ek nie vrees nie, want hy lewe. Amen. Hy lewe. Inteendeel, wil ek vir jou vanmôre sê, die vyand is reeds in die openbaar uitgekleed en kragteloos gemaak. Hy is reeds oorwin. En wanneer Jesus kom na die aarde toe om ons te kom haal, en daardie dag word die vyand sy voetbank, want dan sal hy sy laaste vyande aan al die goddeloosheid uitdelg, sê die skrif. Hy het die laaste sê. Hy het die laaste sê. En weet jy wat? Is vir my so awesome, behalwe vir die feit dat hy die laaste sê, is omdat hy sê, my gedagtes aangaande julle is gedagtes van voorspoed en nie onheil nie, sodat jy 'n hoopvolle toekoms kan hê. En dat alone, met die feit dat hy die laaste sê, lag ek vanmôre vir wat die vyand beplan, want die Here hom reeds oorwin. My toekoms is in sy hande. Halleluja. Prys die Here. Ek wil vir jou vanmôre sê, die duiwel het alles in sy vermoë gedoen. En jy kan nie sit plek neem. Jy kan nie sit plek neem. Jy moet skrif gaan. Die duiwel het iets geweet wat die fariseërs en die skrifgeleerdes en die meeste van die priesters nie wou weet nie. Nie wou erken nie, maar die duiwel het geweet wie Jesus is. Die demone het geweet, daai oomblik toe Jesus gebore is, toe weet die duiwel, okay, Jesus, my moeilikheid is nou geboek. Die Messias het nou gekom. En van daardie oomblik af het hy alles in sy vermoë gedoen om die kruis te keer. Ek het dit al hier gesê, maar ek sê dit weer. Die duiwel het dit geen oomblik, toe Jesus aan die kruis hang, toe weet die duiwel is verby. Hy het nie in daai oomblik gedink, hierdie is sy grootste oorwinning nie. Hy het geweet nou, dis nou klaar praat. Dit wat hy vandat Jesus gebore het probeer verhoed het gebeur. Hy het alles in sy vermoë, daarom het hy koning Herodes opgehef om al die seentjies jonger as 2 jaar dood te maak. Hy wou Christus nie laat lewe nie. En reg deur Jesus se bediening het hy probeer om 'n lewe te vind. In sy versoeking in die woestyn het hy probeer kyk dat Jesus voor hom, want dit moes 'n volmaakte offer gewees het. Enige iets wat hy sou doen. Hy het selfs in die tyd van Getsemane het hy op 'n oomblik vir Petrus gebruik om hierdie diensknegt se oor af te kap, om iets te doen sodat hulle Jesus moes vang. Dat die skrifte nie kon vervul word nie. Want elke profesie wat daar uitgegaan het ten opsigte van die Christus wat sou kom, hoe hy gebore sou, wanneer hy gebore sou wees, hoe hy gebore sou wees, elke ding wat hy sou doen, as hy net een van daai onwaar kom word. Ja. Dan kom die Here en hy sê die diensknegt oor terug. En hy gee homself vrywillig, want dit moes 'n offer wees. Ja. En ek kon hom nie vang nie. Ja. So hy het selfs dit gedoen, om te kyk of hy hom kon vang. Maar hy kon nie, hy het hom oorgegee. Elke ding volgens die skrif. Hy kon dit nie stop nie. Hoekom? Want God het die laaste sê. God's in control. Sy wil sal geskied. Amen. En die duiwel het alles probeer om dit te keer, maar daardie oomblik, toe Jesus aan die kruis uitroep, die duiwel, dis klaar praat. Die oomblik toe Jesus aan die kruis uitroep, dis volbring, was dit nag vir hom. En daardie oomblik is alles van hom af weg. Het hy geen sê meer. Prys die Here. Amen. Ek en jy
kan kans sien vermoor. Ek wil terwyl ek hier voorberei, wil ek tog kans gee. Ek is seker dat as iemand met 'n getuienis vanmôre, iemand met 'n dankbare hart, iemand wat wil deel met ons die goedheid van die Here. Net nie almal gelyk. Want dan moet iemand wees. Dan moet iemand wees. Ek het net 'n dankbare hart. Net bly dat ek die Here kan behoort. Bly as 'n mens baie keer faal, fyil. Soos daai liedjie sê, Here, struiker met val, Here, red my nog 'n mal. Amen. Dankie Jesus dat hy altyd getrou en regverdig is. En dis al, en ek sê dankie Here dat hy my God is. Halleluja! Prys die Here. Ja, dan kan jy so lank die woord oopmaak by die boek van 2 Timoteus. Ek het 'n redelike ernstige woord vanmôre aan die kerk. En dat ons sal ag gee hierop. En mag die Here my help om dit so oor te dra. Hemelse Vader, ek bid nou in hierdie oomblik dat U my lippe sal salf om U woorde te spreek. Gee my die helderheid van verstand, geopende ore om U stem te hoor, Here. Here, dat U vanmôre deur die lippe van klein sal praat. Here, dat U U woord vir ons sal oopbreek, dat ons dit sal verstaan. Ek bid dat U ons harte vrugbaar sal maak vanmôre. Here, dat ons nie net sal verstaan nie, maar dat ons sal inneem en dat hierdie saad op vrugbare grond sal val. Nie net vir ons wat vanmôre hier is nie, maar vir hulle wat sal inskakel en na hierdie boodskap sal luister, Here. Want dit is tog ook 'n ernstige saak, veral in die tyd waarin ons lewe. Dan sien 'n mens dit so baie, Here. En in die liefde kom U vanmôre om dan ook ons te waarsku. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Ek gaan vir u 2 Timoteus hoofstuk 3. 2 Timoteus hoofstuk 3 en ek lees vir u daar die eerste 17 verse. Nou hier's 2 gedeeltes. Die eerste gedeelte tot en met vers 9 se opskrif is die verskriklike verdorwenheid van die laaste dae. Dis die tyd waarin ek en jy lewe. En as ek en jy net ons oë oopmaak, dan sal ons sien wat in hierdie wêreld aan die gang is en wat in hierdie wêreld besig is om te gebeur, dat dit waarvan Paulus praat is besig om voor ons oë af te speel. En een van in die Paulus met 'n paar keer en selfs die Here verwys aan die laaste dae, maar wanneer Jesus in Matteus 24 kom, dan gee vir ons die tekens van die laaste tye van voordat hy sal kom en hy praat van hierdie seisoen wat sal plaasvind. Maar Paulus kom ook in sy evangelies en sy briewe, dan gee vir ons meer detail sodat ons kan sien hoe dit gaan lyk in daardie tyd. So hier is 'n bevestiging en hierdie wys ons ek en jy is in die laaste van die laaste dae. Prys die Here daarvoor. Sy koms is naby. Amen. Daar's verlange in my hart na Jesus. Ja. Halleluja. Maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Nou, hy praat nie van die dieselprys. Genigte mense, ek weet nie of julle gesien het wat hulle praat wat vir ons volgende maand voorlê. Dis iets verskrikliks. En die effek wat dit op het. Maar hy praat van iets anders. Hy praat geestelik daarna. Hy praat geestelik van die laaste dae. Want hy sê, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, baandeloos, wreed sonder liefde vir die goeie, verraaiers,
roekeloos, verwaan, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het. Hulle sit vol in die kerk vandag. Keer jy ook van hierdie mense af. Paulus het 'n paar takke waar hy sê, dat keer jou van hierdie mense af. Moet met hierdie mense niks te doen nie. Paulus sal vir jou sê, dit is baie keer meer beter vir 'n kind van die Here om tyd te spandeer met 'n goddelose, om hom by die Here uit te kry, as om saam met 'n valse broer te sit, wat sê hy's 'n broer, wat sê hy's 'n kind van die Here, maar hy's eintlik erger as die goddelose daar buite. Hy sê, keer jou van hierdie mense af. Amen. Want uit hulle is die wat in die huise insluip en arm vroue gevangene neem, wat met sonde belaai is en deur allerlei begeerlikhede gedryf word. Wat altyd leer en nooit tot kennis van die waarheid kom. Net soos Janus en Jambres Moses teëgestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teë. Mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof, maar hulle sal nie verder voortgaan nie, want hulle dwaasheid sal vir almal duidelik wees, so ook die van daardie manne geword het. Hy praat nie van valse leraars, van valse profete, wat mense met 'n ander evangelie, met 'n valse evangelie besig is om te mislei, om mense te belaai met goed wat hulle self, dis amper dieselfde geval, wat in hierdie vergadering, wat Paulus gehad het in Jerusalem toe hy daar gekom het, en Petrus hulle was daar was van hierdie gelowige Jode, wat gekom het van Asië af, en wat gekla het oor hierdie klomp heidene, wat nie die wet en goed wil onderhou nie, en Paulus staan hulle teë, en dan sê Petrus erken dit, en hy sê, julle wil goed op hierdie goed laai, goed wat julle self en julle vaders nie doen nie. Net so ook vandag, is daar valse leraars, wat besig is om mense te mislei. Dan gaan hy verder. Maar jy het my navolger geword in leer en in lewenswandel. En dis eintlik waaroor ek vanmôre wil praat, is oor die leer en oor die lewenswandel. Planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolginge, lyding soos my te beurt geval het in Antiochië en Iconium en Lystra. Wat 'n vervolging het ek al nie verdra nie. En die Here het my almal verlos. Hier is 'n probleem met die kerk vandag. They don't want to put their feet into the water. Want dit is lekker hier. Ek gaan hemel toe, is fine. I do not need that. Jy sien maar, die Here wil hê, ons moet ons voed. Nou sê Paulus, watter lyding het ek nie al deurgegaan nie? Wat 'n hel nie. Op 'n ander plek beskryf hy dit. Hoeveel keer hy geslaan is, hoeveel keer hy met klippe gegooi is, hoeveel aande hy honger gelei het, hoeveel aande hy op die see deurgebring het. Hy het dit daar beskryf, hy sê, maar deur dit alles het God my deurgedra. Ek wil jou vanmôre sê, as jy jou voet in die water sit, dit maak nie saak wat die wêreld hier doen nie, God sal jou ook daar deurvat. Amen. En almal, oor hier sê, en almal wat ook God vrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. When you put your feet into the water, hell breaks loose. Because you became an opponent. Jy raak 'n probleem. Elke wat dan God vrugtig wil lewe in Christus sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieë sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle wat verlei en verleid word. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. En ons gaan nou weer na hierdie skrif kom. Hy sê hou vas aan die waarheid, omdat jy weet by wie jy dit ontvang het. Hy praat hier met Timoteus, hy sê, want jy het dit by my gekry. En ek weet waar ek dit gekry, maar ek wil nou nie vooruit hardloop nie, ons gaan daar kom. En dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys gemaak het tot saligheid. Onthou dit.
Die pad na saligheid, die pad na die kennis van saligheid, lê in die woord van God. Want dit openbaar dan die waarheid vir ons, en die waarheid sal jou vrymaak. Die hele skrif is deur God ingegee, is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk toegerus. Die einde van dit alles kom terug na die woord van God. Dis die enigste waarheid, dis die enigste onfeilbaarheid wat ek en jy het. Dis die hoogste gesag. As ek en jy die woord ondersoek, soos wat Paulus hier vir Timoteus sê, van kleinstyd af het jy die skrifte geken wat jou tot saligheid gelei. As ek en jy by die Here wil uitkom, is dit deur sy woord. Dis hoe God trek. In Johannes, dit is Johannes 9 rond. Dit is 'n baie moeilike gedagte vir ons en David Wilkinson, die ou wat die 70,7 doen, hy het 'n ander kursus, Releasing God's Blessings, en hy sê iets daarin, is dat soms kan ons nie altyd alles verstaan in God se woord. En moet ons dit net so aanvaar? Want daar is skrif wat sê dat ons vooruit verkies is. Voor die grondlegging van die aarde is ons vooruit gekies. Het God ons reeds gekies. Maar dan is daar ook skrifte wat sê die mens het vrye keuse. En soms is dit baie moeilik om die twee met mekaar te trou. En daarom is dit belangrik dat ek en jy die hele skrif van God ken. En nou sê hy iewers daar, dit is in Johannes 9 wat hy sê, en hulle wat die Jesus aanskou het en in hom glo, sal gered word. Dan praat hy met plek, en net hulle wat my Vader getrek het, die sal hy vir my gee, en hulle sal nie verlore gaan nie. Maar dan op staan en praat, en wys hy, en hy het hulle geleer deur sy woord, en dis hoe God trek. God trek deur sy gees en deur sy woord. Daarom sê Paulus hier vir Timoteus, is dat jy die skrifte van kleintyd af geken, wat jou tot saligheid gelei het. Buite die skrif kan ek en jy Christus nie ken nie. Jy mag van hom hoor uit 'n prediking, wat iets in jou wakker maak, die Gees maak iets in jou wakker, oor iets wat iemand gepreek het, dis daar dieselfde Gees, wat jou na die woord toe lei, en jy die woord oopmaak, want geloof is uit die woord, en die woord uit die gehoor, geloof is uit die gehoor, en die gehoor uit die woord van God. Dus wanneer God met sy woord met jou praat, wat dit dan begin is. Paulus rig op verskeie plekke in sy woorde ernstige waarskuwing aan die kerk. Hy praat met die kerk. Wanneer hy 'n brief skryf, skryf hy aan die kerk. Wanneer Paulus op sy sendingreise was en hy in dorpe kom, sy eerste ding was hy gaan na die sinagoges toe. Daar skop hulle ons met vinnigheid. Hulle kon dit nie hanteer, dat sê ek te goed. Julle wil nie luister nie, sy gaan na die heidene toe. Dan gaan op die pleine. Paulus was 'n parmantige mannetjie. Hy gaan sommer hier na Diana se altaar toe, daai gaan dit toe daar. En hier waar hulle besig om ander God aanbid en begeleid preek. Dan gaan hy preek oor die salwing. Dan kom al daai klomp afgodsaanbidders tot bekering. En hy leer en hulle onderrig hulle. So wanneer hy sy sending verreis was, het hy met ongelowiges gepraat. Of hulle nou Jode was en nie Jode was nie. Maar wanneer hy 'n brief skryf, dan skryf hy aan hulle wat tot die geloof gekom het. Hy skryf aan die kerk en hy rig op 'n paar plekke waarskuwing waar hy sê, moenie dwaal nie. En vandag is dit nog net so relevant vir die kerk, is moenie dwaal nie. Te veel van die mense is besig om te dwaal. Te veel van mense is besig met ander dinge, met goddelose dinge. Hulle die gedagte van godsaligheid, maar hulle die krag daarvan verloor. En Paulus sê vir Timoteus, bly by dit wat jy geleer het. En in jou lewens wandel.
So daar's twee dinge waarna Paulus verwys wanneer hy sê dat moenie dwaal nie. Die eerste ding waarna hy verwys is die leer. Is dit wat ek en jy geleer het, is die evangelie, dis God se woord, dis die leerstelling, dis wat ek in glo, ek en jy, waarin glo ek en jy nog? En die tweede ding waarvan hy praat, is hoe lyk jou lewenswandel? En die twee kan ons nie vir mekaar af wegvat nie. Hulle is aan mekaar vasgeklewe. Die een beïnvloed die ander, want dit wat ek glo, gaan bepaal hoe ek lewe. Hoe ek lewe wys vir mense wat ek glo. Wat vir my reg en verkeerd is, wat vir my die waarheid is. So as ek sekere dinge wat teenstrydig is met God se woord regverdig in my lewe, het dit vir my 'n waarheid geword. En daarom sê ek, moenie dwaal nie, kyk waarna wat in julle glo en wat dit bepaal hoe jy gaan lewe. So moenie dwaal nie. Dwaal is dieselfde as om te verdwaal. Dwaal is net om rond te loop rigtingloos. Is eintlik amper erger. Want verdwaal kan jy nog op pad iewers heen wees, jy net op die verkeerde pad. Jy dink jy dalk nog op die regte pad. Maar om te dwaal is om rigtingloos te wees. Is om in jou rond te loop en jy weet nie waar toe nie, jy weet nie wat nie. Moenie dwaal nie. Jesus kom self in Matteus 22:29, hy sê julle dwaal omdat julle nie die skrifte ken nie. Hier is ons alweer terug by die woord. Ons gaan die Here, ek weet nie wat vir jou gaan preek of vir jou gaan leer vandag, dit hang van die Here af. Maar Jesus sê julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en daarom ook nie die krag van God nie. En dan bevestig en hy herhaal eintlik wat God het die profeet Hosea gesê in Hosea 4:6, waar hy sê julle, my volk gaan ten gronde weet sy gebrek aan kennis. En omdat julle die kennis verwerp het, sal ek julle verwerp. You see, this is a problem. Dis nie dat hulle nie die kennis gehad het nie. Hulle het geweet wat die waarheid, hulle het dit verwerp, hulle het gedwaal. En sal julle nie die presies aanvermoed nie. Hy sê, omdat julle my wet vergeet het, sal ek julle kinders vergeet. Dis ernstig. Paulus staan op daai en hy sê, moenie dwaal nie. Moenie rigtingloos rondloop nie. Moenie, pas op, want as jy dwaal, as jy dalk op pad, en jy dink jy's op die regte pad, maar jy's eintlik op die verkeerde pad. Die uiteinde daarvan is die dood en die hel. So die eerste ding waarna Paulus verwys, is my en jou leerstelling, waarin ek en jy glo. Glo ek en jy nog in die volle woord. Die Engels praat of the full counsel of God. Die volle woord. Ek en jy kan nie gedeeltes hier uithaal nie. Wanneer ons begin om dinge te isoleer, dan gaan dit begin gebeur dat ek en jy 'n valse evangelie gaan aanhang. En dis wat baie predikers vandag doen. Dis wat baie leraars aandoen. Hulle haal net sekere mooi goedjies uit om mense mooi dinge te vertel en te sê dis okay. Paulus het 'n bekommernis gehad oor die waarheid en die egtheid van die evangelie. Dis hoekom hy met Paulus praat. Hy sê, met Timoteus, hy sê, hou by dit wat ek vir jou geleer het. En dit mag dalk verwaand klink. Maar Paulus kwalifiseer dit oor hoekom hy sê, onthou wat ek vir jou gesê en hou daarby. Wat hy sê in 1 Korintiërs 15, vers 1-4, hy sê, broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het. Wat julle ook aangeneem het. Ok, ek gaan nou eers daar stop. Hy sê, ek maak die evangelie aan julle bekend. Hierdie is wat Paulus vir Timoteus ook sê, wat hy in sy briewe sê, aan elke gemeente, is hou vas in dit wat ek julle geleer het. Nou kwalifiseer hy dit, om te sê waarvan af hy gekry. As jy na Galasiërs 1 toe gaan, en jy gaan kyk na vers 12, dan sê hy, ek het dit nie van vlees en bloed gekry nie, maar ek het dit by Christus self gekry.
Dan as jy verder gaan, dan gaan hy vir jou sê, waar het hy hierdie openbaring gekry? Toe hy in Arabië was. Selfs in 1 Korintiërs 11 vers 23, die gedeelte wat ek baie lief is om te gebruik by die nagmaal, dan sê hy, en dit wat ek van die Here ontvang het, is wat ek aan julle gee. So hy sê, ek het by die Here ontvang. Ek het dit nie by mense gekry nie, ek het dit nie eens by die apostels gekry nie, ek het dit self by die Here ontvang. 2 Korintiërs 12 vers 2 tot 4 sê Paulus en hy sê, ek ken 'n man wat 14 jaar terug opgeneem is tot in die 3de hemel. Hy sê, weet jy of ek 'n vrees of 'n bloed is, maar hy het onuitspreeklike dinge daar gekry. So na sy Damaskus oomblik, na hy op pad Damaskus sy ontmoeting met die Here gehad het, en hy deur Ananias gebid is, die skil het afgehaal, het hy nie daar gebly nie. Hy sê, ek het nie dadelik in Jerusalem toe gegaan nie, ek het na Arabië toe gegaan, ek het my gaan afsonder, en daar die Here myself ontmoet, daar het hy my in die hemel ingevat, en daar het hy onuitspreeklike dinge, en daar het die Here Jesus die evangelie aan Paulus bekend gemaak, en hy sê, toe daar klaar is, toe kom ek terug na Damaskus, dit was eers 3 jaar later, wat ek Jerusalem toe is, en daar het ek ook net vir Petrus en Johannes die broer van Jesus ontmoet. So die evangelie wat hy hiermee deel, is die een wat hy self van Christus persoonlik, daarom is hy 'n apostel. Want dis een van die vereistes om 'n apostel te wees, is dat jy die Here moet sien, deur die Here onderrig moet word, en deur die Here uitverkies is. Vandaag se apostels, dis hoekom ek 'n probleem het as ou homself 'n apostel noem. Ja, daar is vandag die 5voudige bediening, daar is die bediening van 'n apostel, maar die ampt bestaan nie meer. Hy sê, maar kyk nou wat sê, wat belangrik is. Wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan. Waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het. So as jy nou ooit gedink het, eenmal gered, altyd gered, dan refute Paulus hier. Paulus is self die ou hy maak Petrus die mekaar. Petrus weet nie hoe om die goed te sê wat Paulus sê nie, maar Paulus het goed ontvang. Hy sal in een oomblik praat van uitverkiesing, en ek wil nie daar gaan nie, want dit is baie complicated, maar dit is die waarheid, dit is God se woord. Maar hy sê hier, as jy nie verstaan in die evangelie, soos wat ek dit vir jou gegee het. So hy sê, as jy nie die evangelie wat ek vir jou gegee het verander, het jy 'n probleem. As jy by die evangelie wat ek vir jou gegee het iets byvoeg, het jy 'n probleem. As jy iets daarvan wegvat, het jy 'n probleem. Maar jy moet verstaan en dit wat ek vir jou geleer het, dan sê, want as jy dit nie doen nie, of jy moet vergeefs gegroet. So as ek en jy nie in die evangelie van Christus glo, soos wat Paulus dit dan ook aan ons geopenbaar deur God. Dis hoekom dit in die woord opgeneem is. Daarom kan ek nie dit bestudeer, dan kan ek nie gaan sien, wat is dit? Wat is hier? En dan oomblik wanneer ons dit verander, sê Paulus dat jy te vergeefs geglo, jy het gedwaal, jy was nie op die regte pad nie. Verder sê Paulus rond, okay, kom ons gaan net aan. Hy sê, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het. Dis die enigste prys. Dis die enigste offer. Daar is nie 'n ander offer nie. Daar is nie 'n ander weg nie. Daarom sê Jesus, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand sal na die Vader gaan, well, there is no other way. Him, Jesus and him crucified. En as ons nie dit preek nie, het ons 'n probleem, want dis die evangelie, dis wat hulle gered het. Hy sê, volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is, volgens die skrifte. So as ek en jy glo, dat dit Jesus, die Seun van die Allerhoogste God is, wat vir my sondes, so hy die prys betaal. Daar is niks wat ek en jy daaraan kan doen nie, want hy gaan verder, in Efesiërs 2 vers 8 en 9, want hy genade is julle gered, en dit uit geloof, en dit nie in julle self nie, dis 'n gawe van God, nie uit werk nie, sodat julle sal roem nie. So, ek en jy glo, Romeine 1 vers 17, en die regverdige sal uit geloof lewe. So ek en jy ontvang hierdie gawe. Ek en jy moet glo, Christus is die
die een wat die offer, hy's die lam van God, hy het die prys betaal. Daar's niks wat bygevoeg of weggevoeg word nie. Hy het dit gedoen, hy het die versoening gebring en ek kry dit net uit geloof. En dat hy het op die derde dag opgestaan. Die graf is leeg. Amen. Het is maklik om nou te praat, dan glo ek nie. Want jy sien wat ek in die glo, gaan wys hoe ek in jy lewe. Of hoe ek in jy lewe, wys wat ek in jy glo. So ek sê, moenie dwaal nie. Dit is die evangelie. Hier is die fondasie. Enige iets wat daarby verander word, of daaraan vervang word, of weggevat word, is 'n absolute, totale misleiding. En dan waarsku hy. Hy waarsku in Galasiërs 1 vers 6 tot 8, hy sê, ek verwonder my, dat julle so gou afvallig geword van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het. Hy sê, ek verwonder my, julle kom, ek was nou die dag daar, en ek het, julle was 100%, ek sê, maar nou moet ek hoor, dat julle is my aanaf, julle het aan my, wat geroep is deur die Here, ek het aan julle is weg van die boodskap wat ek vir julle gegee het. Na 'n ander evangelie, terwyl daar nie 'n ander evangelie is nie, behalwe dat daar sommige mense is, wat julle in die war wil bring, en die evangelie van Christus wil verdraai. Nou as jy verder gaan in Galasiërs, en jy gaan na Galasiërs 3 toe, dan sê hy vir jou, wat was hierdie mense besig om te doen? Hulle was besig om hulle weer onder die wet te bring. Dieselfde ding wat hy in Rome gehad het, dieselfde ding wat in Korintiërs kry, en Efese, en Thessalonika, en oralste, is daar hierdie ouens wat mense, en vandag is dit ook so, glo vir my, daar's mense wat baie wetties is vandag, en mense weer onder die wet opbring, om feesdae te onderhou, om sekere name, of sekere dae te doen, mense wat 'n probleem het met die kruis. Mense wat die woord van God verdraai, om mense in die war te bring. Maar nou sê Paulus, en dis wat hy vir Timoteus sê, hy sê, onthou hoe jy dit ontvang het. Onthou ek dit vir jou gegee. Want as ek nou na jou toe kom, met 'n ander evangelie, of as 'n engel uit die hemel nou na jou toe kom, met 'n ander evangelie, wat teenstrydig is met dit wat ek oorspronklik vir julle gesê het, met dit wat hier binne staan, as enigiemand met iets anders te kom, as wat hier staan, laat dit om 'n vervloeking wees. Hy sê, pas op vir die valse leraars. Hy sê, want dit kan baie subtiel wees. En dis wat baie erg is dat ek moet dalk eendag 'n baie diep die Here moet my help om 'n boodskap te bring rondom die subtiele misleiding in die kerk vandag. Dit is so na die waarheid. Die duiwel het selfs die woord gebruik om Jesus te probeer mislei. En Jesus het die waarheid gebruik om te weerstaan. So wat doen ek en jy dan anders? Wat is daar anderste behalwe die waarheid? Maar ek en jy moet hierdie ken, want misleiding is baie subtiel. Hy sê in 2 Korintiërs 11 vers 3, hy sê, maar ek vrees dat, net soos die slang Eva, deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien verdorwe kan raak. Bevreed van die opregtheid teenoor Christus. Want as iemand kom en 'n ander Christus verkondig, as wat ons verkondig het. En ek wil vir jou sê, daar is 'n ander Jesus wat gepreek word in kerke vandag. Nie die Jesus van die Bybel nie. Ek wil vir jou vanmôre sê, dis hoekom dit belangrik is dat ek en jy die woord ken en in die waarheid staan. Want nie, Jesus self sê, nie almal wat vir my sê, Here, Here nie. Daar's mense wat die naam Jesus gebruik, maar ek wil vir jou vanmôre sê, dis nie dieselfde Here nie. In die studies wat ek gedoen het, en dis hoekom ek sê, die Here moet my help dat ek dit sinvol kan aanbied. Ek praat hulle van 'n kosmiese Christus. Hy is maar net een van hulle wat gekom het. Hy is nie die een nie. Hy is maar net een. So baie ouens wat van Jesus praat nie van dieselfde Jesus as jy nie. Dis 'n ander Jesus. Daar's nou van julle, ek is baie klein in die 70's, so ek kan nie veel van die 70's onthou nie. Maar hier is van julle wat hier sit by die 70's baie goed ken. Laat 60's en die 70's. Die daktuils en die bell bottoms en die grillkrie,
Olshoeko. Hulle was almal geolshoeko. Maar wat was die kern van daai tyd? Love is nie, blommetjies en bytjies en liefde. It's just love, 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 love. Maar dit is 'n bandelose liefde, dit is 'n goddelose liefde. Maar as ek nou met julle praat en jy kan daai prentjie sien, dis die kosmiese Christus. Die love is in die haliladi-dadi-da. Daar's geen heiligheid meer rondom die Christus wat ek en jy aanbid nie. Daar's nie meer vrees vir sy naam nie, want hy is jou vriend en hy het vir jou sondes gesterf. It doesn't matter. Hy sal kom, hy sal daal tot op jou vlak. Mense, God sal nooit op jou vlak daal nie. Hy sal jou ontmoet waar jy is, maar hy sal nie daal tot daal nie. Hy is 'n heilige God, 3 maal heilig roep die serafs uit, heilig, heilig, heilig. Amen. So nie almal, hulle verkondig dit baie subtiel. Daarom, en ek vermoed ek het dit dalk al gesê, maar dit pas hierby in. En ons kan van party predikers verskil. Daar's seker goed wat ons van verskil vir mekaar. Ek seker daar's goed wat julle van my verskil en daar's al goedjies wat ek meer. Maar die kern van die saak is, die evangelie stem ons op saam. Dit wat oor saligheid is. Maar hierdie ou preek op universiteit kampus in Amerika. En hy preek daar, en hy so nie, maar daar so, hy sterk en 'n mic en dan kan mense vra soos hulle wil. Ek het nog een van daai video's gesien waar moslems om iets vra nie, waar ateïste om iets vra nie, waar mense wat net die pad duister is om iets vra nie. Dis almal Christene wat hom aanval. Wat sê die Here wat hy van praat is nie die Here wat hulle ken. Want die Here wat hulle ken, gaan niemand straf nie. Die Here wat hulle ken, gaan niemand in die hel laat beland nie. Die Here wat hulle ken is net lief, lief, lief. En ek besef die subtiele misleiding wat in kerke insluit, want hulle verkondig 'n ander Jesus. Paulus praat 2000 jaar terug daarvan. Hy sê, pas op, want as iemand 'n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as hulle 'n ander gees ontvang het as wat hulle ontvang het, en jy kan maar gaan kyk in hierdie kerke, hierdie Word of Faith movement en hierdie Reformation en hierdie charismatiese kerke, en jy gaan kyk daar wat ek vir jou sê, wees versigtig dat jy die gees wil onderskei nie, want dit is nie altyd die Heilige Gees wat daar beweeg nie. Wanneer die Here sê ek moet uitsinnig raak, dan beteken dit ek moet mal raak nie. Dit moet net sê dat ek vergeet van die mense om my en ek begin hom worship. Daar's niks van om voor die Here te dans nie. Maar die goed wat van hierdie mense doen, net my logika sê. Dis hoekom ek altyd sê pas op vir musiek. Want dis hoe die misleiding inkom, is juist deur die musieke. Dis daai toon wat hulle gee, daai slag. Nou, ek is nie 'n musikant nie, so ek kan dit nie, maar as jy daar's 'n sekere ritme. Ek het dit al hier gepreek, wat hierdie gedeelte hier voorste loop van jou waar jou redenasie is, jou redenering, hy switch hom af en dan is jy ook vir enigiets. En die eerste ding wat jy sien van hierdie ding. En mense gaan in 'n trance. Daar's niks. Omdat wanneer jy in 'n trance ingaan, dan moet jy weet dis nie meer die Gees van God in werk nie. Want hy sê vernuwe jou gemoed. Jy moet by jou verstand wees. God wil nie jou verstand onvrugbaar maak nie. Al as ek nou in die Gees bid, dan verstaan. My verstand is nie onvrugbaar nie, maar ek verstaan net. As jy dood. Jy moet goed sien wat die mense doen in die kerke. Onder andere, ek het dit ook al gesê, hulle sê ja, dat jy moet op die groot godsmanne se grafte gaan lê en jy sal hulle salwing ontvang. Ek kan vir jou video's wys van wat mense doen en dan sê hulle dis die Heilige Gees. Nou ek is redelik versigtig om sommer net te kritiseer, want dit die een ding van laster in die Heilige Gees
is juis om dit wat die Gees van God te doen, toe te skryf aan die duiwel. So ek is baie verseker, maar hy sê, dat beproef, toets die geeste. Toets dit aan die woord. En kyk waarmee is mense besig. Want hy sê daar is as julle dan 'n ander gees ontvang het, of 'n ander evangelie, as wat julle aangeneem het, laat dit julle dan nog gegroef. As dit is dan wat julle doen, dis dit, dan is ek klaar met julle. Dan stik ek die stof van my voete af. 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15. En geen wonder nie, want die Satan self verander in 'n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Ek sê vir jou, hulle sit binne die kerk. Paulus sê, as die duiwel homself as die engel van die lig voordoen, is dit niks besonders dat sy volgelinge hulle ook as dienaars van geregtigheid voordoen. Valse profete, prosperity preachers, kom net by die Here uit en dit sal, betaal my net iets. Ek en jy hoef niks te gee om God se redding te ontvang nie. Is vry, dis verniet, dis 'n gawe, dis genade. As ek en jy iets moet doen, as ek en jy iets moet gee, as ek my 10de na die altaar toe moet bring om genade by God te vind, dan is die genade nie meer genade nie. As ek moet betaal vir genesing, dan is dit nie meer God wat werk nie. Amen. En die feit van die saak is, Jesus het gesê, en Paulus het ek vir jou vanoggend gelees, as ek en jy godsvrugtig wees, sal daar vervolging kom. So it's not always going to be good. Maar hulle bring mense in die war in, want jy sien nou, jy moet, hulle bring voorwaardes om God se seën te ervaar, om God se genade te hê, and if it's not happened, the problem is with you. Kolossense 2 vers 8, pas op dat niemand julle as buit wegvoer deur wysbegeerte en nietige misleiding. Daar's soveel mense in die kerk vandag wat besig is met die mistieke en nie die geestelike nie. Daar's 'n verskil tussen mistiek en gees, tussen die mitologie en God se woord en die werking van die Heilige Gees. Hulle soek na geheimenisse, hulle soek na secret truth en goedes. Hulle bemoei hulle met wat die sterre sê en wat allerhande dinge sê. Hulle soek na iets. Die geheim lê hier binne. Die Heilige Gees is die Gees van waarheid, van openbaring, van kennis, van wie? Van Christus. Die Gees wat jy jou gaan leer, is hoe om by Jesus uit te kom en meer van hom te weet te kom, om sy woord beter te verstaan, want alles is reeds hierin geopenbaar. Ja. Daar is niks uitgelaat, daar's nie ekstra profesieë wat sal kom. Progressiewe openbaring. Ek het 'n probleem met ouens wat addisionele kennis profeteer wat nie in God se woord is nie. En dan sê dit is progressiewe openbaring. Maar jy is besig met 'n valse evangelie. Jy's 'n valse leraar. Progressiewe openbaring is 'n realiteit vir elkeen van ons. Want ons groei verskillend. Ons is geestelik op verskillende vlakke. God sal deur my lewe en my wandel progressief sy woord vir my openbaar. Hy gaan niks nuuts bysit nie, maar goed gaan vir my wat hierin staan, wat klaar en finaal is. Dis finaal. Dis die volheid. Maar die Here sal dit progressief in my lewe openbaar. En hy gaan dit progressief in jou lewe openbaar waar jy is. Want die Here weet dat hy kan nie alles op een slag vir my oopmaak nie. Ek het nie die vermoë om dit te verstaan nie. Ek dink is die Here nie die oppervlak van sy woord vat en dit alles vir jou geheel. Ek praat nie eens van die dieptes wat hierin weg is. Maar hy openbaar dit wat hier binne staan, nie addisioneel buite. Volgens die oorlewing van mense, volgens die eerste beginsel, hy praat hier weer van werke en van die wet. Jy moet dit doen en jy moet so maak en jy moet sis wees en jy moet so wees.
1 Timoteus 6 vers 3 tot 5. As iemand iets anders te leer en nie instem met die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, dit is verwaand en verstandig. So hy sê, as iemand met iets anders na jou toe kom, as wat hier staan, hy is verwaand en hy verstandig sê, daar is by hom geen kennis nie. Hy sê, maar hy het 'n sieklike sug na twistvrae woorde sê. Dis hoekom baie mense uit die kerk uitstap, want hulle het hierdie sieklike, hoe sê Paulus dit, 'n sieklike sug na twistvrae en woordestryd. Want ons wil oor klein nietighede oor argumenteer. Oor goed wat geen saligheidswaarde het nie. Daar's 'n kruis in die kerk, ek sit hier weer my voete daar. Die ou luister na John MacArthur, maar John MacArthur is 'n cessationist. Sorry vir hom. Dis sy hartseer, dis sy los. Maar hy glo in Christus Jesus. Hy glo in die ware evangelie. So ek stem nie met hom saam dat hy dink dat die bonatuurlike werke van die Heilige Gees is klaar en dit was net vir die apostels nie. Maar is hier's los. Gaan ek hom nou veroordeel daarvoor? Nee. Want ek en hy glo dieselfde Here. Ja. Dieselfde genade. Daar's sekere dinge waaroor ons sal verskil. En ons laat dit dan. Jy sien wat ek en jy glo albei nie weggeloop, maar ons timing is dalk nie dieselfde nie. Maar ons glo Jesus kom weer. Ons glo hy gaan ons kom haal. Gaan ek en jy nou om tafel sit en allerhande strydvrae en twistvrae hê? Want hy sê, hier is die probleem daarvan. Want waar hy ontstaan afguns, twis, lasteringe, bose agterdog, nuttelose strye van mense wat verdorwe is in hulle verstand en wat van die waarheid beroof is. Hulle weet, dit gaan nie meer oor Jesus nie. Hulle is besig om oor allerhande dinge te stry en eintlik gaan dit alles oor Jesus. En wat dit bring verdeeldheid. Dit bring verdeeldheid. En wat sê Paulus hiervan? Hy sê, onttrek jou van sulke mense. Moenie eers deel hê nie. As jy ook om met allerhande stryd vra, as hy wil uitstap, laat hy uitstap. Prys die Here daarvoor, dan gaan jy. Want jy was eintlik net hier om verdeeldheid te bring. Want dit gaan nie meer oor Christus nie. As dit nie meer oor Christus gaan nie, en ek en jy 'n probleem, broer en suster. So misleiding begin wanneer ons wegdwaal van die evangelie. Maar dit wat God se woord sê. Die oomblik wanneer ek en jy enigiets anders verkondig, wanneer ons werke, wet of prestasie begin byvoeg by die evangelie, is ek en jy besig met 'n valse evangelie, ons besig met misleiding. En wat is die oplossing? Wat is die oplossing dat ek en jy nie mislei word nie? Wat is die oplossing dat ek en jy nie dwaal nie? Dat ek en jy by die waarheid bly? 1 Tessalonisense 2 vers 15. So dan broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord of deur 'n brief van ons. Hy sê bly by die waarheid. Dit wat ek vir julle geskryf het, dit wat ek vir julle, dit staan nie binne. Hy sê bly by dit. Moenie hiervan staan vas hierin en jy sal nie dwaal nie. Amen. Ek herhaal wat ek vanmôre vir jou gelees het, 2 Timoteus 3, van vers 14 tot 17. Hy sê, maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is. Is jy nog verseker dat hierdie die waarheid is? Staan jy nog vas in hierdie wat geskryf is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. Nou ek en jy het die persoonlik by Paulus gekry. God het dit goed gedink. God het dit goed gedink om dit in die Bybel. So, van wie af ontvang ek en jy hierdie? Van God af. Hoekom sê ek so? Want hy gaan nie so. Hy sê want die hele skrif is deur God ingegee. En ek en jy bly in die skrif en in niks anders te nie. Voordat jy enigiets vat wat enigiemand selfs hierdie ou vir jou sê, gaan ondersoek die hele skrif. Want ek kan jou vanmôre sê, ek en jy op 'n verskriklike dwaalspoor sit en ek het skrif hier aanhaal om dit te bevestig.
woord is die woord van God, van Genesis tot by Openbaring. Niks van dit kan af uitwyd nie. So het bly die woord. Die tweede punt waarvan Paulus praat. Is dit vir julle interessant? Leer jy, ontvang jy iets van my? Dis 'n ernstige saak. Hy sê, moenie dwaal nie, kyk na jou lewenswandel. Kyk na jou gedrag. Soos ek in die begin gesê het, ons leerstelling, dit waaraan ek glo, en my gedrag is onafskeidbaar. Dit wat ek glo bepaal my gedrag. My gedrag wys wat ek glo. Dit kan nie anders nie. Nou as jy dink, dit is nie so nie. 1 Korintiërs 15 vers 33 en 34, hy sê, moenie dwaal nie. Jy sal nie, hoeveel verkeer wat Paulus sê, moenie dwaal nie. Hoor wat sê hy? Slegte gesprekke bederf goeie geseën. Waarmee hou jy jou besig? Hoe lyk jou vriende? Hoe lyk jou vrye tyd? Waarna kyk jy? Wat lees jy? Waarmee is jy besig? Hy sê van slegte gesprek. Man, ek het al hoeveel ouens wat al in my lewe gekom, wat sê hulle is kinders van die Here en dan moet jy die grappies hoor wat hierdie ou doen. Vieslik, man. Vieslik. Ek gaan nou by dit uitkom, dat ek nou nie myself vooruit hard doen. Wees nugter op die regte manier en sondig nie, want sommige het geen kennis van God nie, en ek sê dit tot julle bestaan. Ek wonder wat so Paulus gesê het, as hy vandag hier moes gewees het in die kerk. Ek wonder hoe sou hy opgetree. Want hy praat hier, hy sê, julle het geen kennis van God nie, man. Ek sê dit tot julle beskamming. Julle sit in die kerk, julle praat van die Here, maar ek sê vir julle, julle ken hom nie. Want ek kan dit sien, ek kan hoor aan julle praat, ek kan sien aan julle doen en late, ek sien die vrug daarvan julle. Moenie vir my sê julle ken die Here nie. Ek luister so na 'n storie. Ek weet nie of ek op dit afgekom het, of iemand het gestuur het, of my vrou daarna gekyk het en ek staan. Maar dis die vrou. Sy en haar man gaan na 'n restaurant toe. Haar man is 'n Italiaan. En hulle sit nou by die restaurant en jy gaan tekeer oor hierdie kos. Sy vrou raak nou nog skaam oor die storie. Sy sê, hey, sagter, hulle gaan jou hoor. En verwys dit na die chef later. Hy sê, ek geen om oor hulle nie, hulle kan maar hoor. Ek sê Italianer, hierdie is nie Italiaans nie. En dis hy vra dieselfde vraag. Hoe sou Paulus optree as hy in die kerke was vandag? Sou hy ook so gegaan het soos dit 'n man gegaan het oor dit wat hulle vir hom voor is en sê, it's Italian? En sou die pastoor dan vir Paulus sê, Paulus, hoop bietjie sagter, die mense gaan jou hoor. Vir hulle! Ek is 'n kind van die Here, hulle is die kinders van die Here nie. Hulle kan maar hoor, dit is goed dat hulle hoor, want ek beskaam my vir hulle. Want hulle het geen kennis van God nie. Psalm 30 sê in Psalm 1, hy sê welgeluksalig is hy, wat nie staan in die raad van die goddelose nie, wat nie wandel in die weg van die sondaars nie, wat nie sit in die kring van die spotters nie. Hoe lyk die mense met wie jy staan? Hier gaan Paulus weer, Galasiërs 6 vers 7 en 8. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, sal hy maai. As hy na die vlees saai, sal hy uit die vlees verderf maai, maar as hy in die gees saai, sal hy in die gees ewige lewe maai. Hoe lyk die vrug wat ek nie jy dra? Jy sien van, daar's hierdie idee in die kerk, dat sonde het geen gevolge nie. Daar's hierdie ding in die kerk, dat mense verskoning begin soek vir hulle sonde, dat hulle lewenswyse begin regverdig. Hoor hierdie ene, jy hoor dit baie. Die ou wat bely hy is Jesus Christus met die brandewyn in sy hand en die sigaret in die ander hand, en hy bely hy is 'n kind van die Here. Want Jesus het mos wyn en water en wyn verander.
Self-righteous. Hy's besig om die evangelie te verdraai. Paulus sê, ek kan nie in my sonde bly nie. Ek kan nie sonde regverdig nie. Want die wyn wat Jesus daarvan praat, is nie die wyn wat jy besig is om te drink nie. Mense is besig om met genade te speel, wat hulle dink genade verwyder my aanspreeklikheid en dat ek kan maar in sonde lewe, want ons is besig om geregtigheid te herdefinieer. Ek is geregverdig deur die bloed van Christus, maar dit sê Paulus sal ons nog sondig, stel ek nie dat die genade nie meer word nie, want hoe sal ek in die sonde lewe as ek dit oorwin het? Paulus sê op keer, ek en jy kan nie in sonde nie. My lewenswandel openbaar my geloof. Hoe ek praat, met wie, in die gesprekke waar ek by betrokke is, die dinge wat ek doen, wys wat ek glo. En die hartseer is, daar's mense in die kerke wat vandag sit, wat geen probleem het met sonde nie. En sê ek dien die Here. Jy is besig met 'n ander evangelie. Efesiërs 5, wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders, en wandel in die liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God met 'n lieflike geur. En nou sê ek, maar hoerery en allerhande onreinheid of hebse moet onder julle selfs nie genoem word nie. Dis met hierdie ouetjies met hierdie ligsinnige praatjies, kinders van die Here, maar mensdom, hulle het 'n paar vuil grappe wat hulle kan vertel. Sondag is hy die ouderling in die kerk, maar net gister was hy nak hierdie nar by die troue, en daar so niemand van hulle gedink het hierdie ou gaan eers kerk toe. Hy sê hierdie goed, moenie eers op ons lippe wees nie. Hierdie ligsinnige praatjies. Hy sê soos dit heilig is betaam. Ook nie gemeenheid of dwaas of lawwe praatjies wat nie van pas is nie. Hoe lyk ons gesprekke? Wat kom jy uit my mond? Hy sê wat die hart van vol is, loop die mond van oor. As my hart vol van die Here is dit lofprysing en aanbidding en uplifting en seëninge. Maar as my hart vol van verderf is, dan is dit vuil grappe en ligsinnige praatjies en skinde en slegsê en tweestryd. Maar liewe danksegging, want dit moet julle weet. Hy praat by die kerk. Hy sê dit moet julle weet, geen oorlede of onreine of gierig wat afgodsdienaars is of 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God. En laat niemand julle met ydelle woorde verlei met 'n ander evangelie, met 'n ander Christus, met 'n ander gees nie. Want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaam. Wees dan nie hulle deelgenote nie. Die derde keer wat Paulus sê. Hulle wat sê hulle is kinders van die Here, maar hulle is nie. Hy sê jy sit nie in dieselfde tafel nie. Jy trek nie in dieselfde nie. Jy is die deelgenote van hierdie ouens. Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Hier is nou die laaste keer van moenie dwaal nie. 1 Korintiërs 6 vers 10 tot 11. Moenie dwaal nie. Geen oorleders of afgodsdienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gieraars of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. En dit was sommige van julle, maar julle laat afwas. Maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van Here Jesus
en deur die Gees van ons God, die oomblik toe ek by die waarheid uitgekom het en Jesus my nuut gemaak het, het hy my gewas deur sy bloed. Hy het elke sonde van my afgewas. Hy het my geheilig, hy het my uitgesonder en afgesonder vir die Vader en hy het my geregverdig deur sy werk aan die kruis en deur hom is ek geregverdig deur sy Gees, deur sy bloed en deur niks anders nie. Daarom hou ek my weg van al hierdie dinge. As ek sê ek is 'n kind van God, dan bly ek weg van hierdie dinge af, want hy sê hulle sal die koninkryk van God nie beerf nie. Sonde sal nooit in die koninkryk. As ek sonde regverdig is ek besig met 'n valse evangelie. As ek my eie lewe wil regverdig deur die dinge wat ek doen, want my leefwyse sal wys wat ek glo en wie ek glo. So wat is die oplossing? Ek like Paulus. Hy sê wat's verkeerd. En hy waarsku oor die gevolge daarvan. Maar hy gee ook 'n oplossing. Hy sê Romeine 6 vers 11 en 12. Hy sê so moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God en in Christus Jesus, ons Here. Laat die sonde in julle sterflike liggame nie heers nie. Dis wat die skrywer van die Hebreërs ook sê in Hebreërs 12 vers 4. Hy sê dat julle nog nie ten bloede gestry teen die sonde nie. Ek kan dit nie in my toelaat nie. Die oomblik as die versoeking kom, dan bid ek tot die Here en sê, Here, laat hierdie versoeking weggaan. Here, u woord sê in 1 Korintiërs 10 vers 13, u bring nie die versoeking nie, maar saam met die versoeking bring u die uitkoms. U sal my nie bo my kragte laat versoek nie. Hy sê in Galasiërs 5 vers 6, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede volbring. Hoe wandel ek in die Gees? Die woord. Dis die Gees. Die Gees bedroef nie die Heilige Gees waardeur jy verseël is tot by die wederkoms van Christus is. Hoe bedroef ek die Heilige Gees? Is wanneer die Gees jou sê moenie en jy gaan doen dit. Is as die Gees jou sê gaan doen dit nie, doen dit nie. Dis ongehoorsaamheid. Dis ongehoorsaamheid. Wat sê Jesus? Hy sê as die Christus kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. So hy gaan vir jou sê, it's wrong. Now you make the decision. Hy sê, en hy sal julle herinner aan alles wat ek leer beveel het. Hy sal die woord vir u open. So wandel ek in die Gees, in die woord. Leer die woord, wandel die woord. Wees daders van die woord en die woordes wat hulle self bedrieg nie. Dis die oplossing. Alles kom terug na die skrif toe. Dis die fondasie van dit alles. So ek sluit af. Moenie dat valse leerstellings jou gedrag goddeloos beïnvloed nie. Moenie glo dat sonde nie gevolge het nie. Want sonde gaan jou in die hel laat beland. Moet geen leerstelling aanvaar wat sonde regverdig nie. Daai van eenmaal gered, altyd gered nie. Want hy sê in Hebreërs 6 vers 4 tot 6, want dit is onmoontlik om die wat eens verligting was, wat die heerlikheid gesmaak het, wat dit deelagtig was, weer tot bekering te bring. Hier is mense wat gewandel het in die waarheid, maar 'n keuse gemaak. Volg Christus as die absolute volmaakte voorbeeld. 1 Korintiërs 15 vers 34, wees nigter op die regte manier en sondig nie, want sommige het geen kennis van God. En ek sê dit tot julle beskaam. Kennis van God is in die woord. Wysheid is die vrees van die Here, is die dien van die Here. So ek sluit af. Bly in die ware evangelie en wandel in daardie waarheid, wandel in sy lig. Wanneer ons gemeenskap het met mekaar en met hom en in die lig wandel, dan reinig hy ons van alle sondes sê Johannes. En dan laaste 2 Timoteus 1 vers 13 en 14. Hou as voorbeeld van gesonde woorde die wat jy van my gehoor het, in die geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Bewaar jou goeie pand, die Heilige Gees wat in ons woon. Hou vas aan die waarheid. Moenie mislei word deur 'n valse leerstelling, want dit gaan jou lewenswandel beïnvloed. En wanneer ek begin om sonde te regverdig, is ek op baie gevaar.
Hemelse Vader, baie dankie vir die kosbare woord vanmôre. Here, dankie dat die waarskuwing ook vanmôre deur die mond van Paulus kom om nie te dwaal nie. Maar dat ons na die woord sal kyk en in die woord en in die waarheid sal wandel. Here, dat ons deur u genade gered is, deur u werk. En dat ons niks vandaag kan byvoeg of kan wegvat. Maar omdat ek weet, ek is deur liefde en genade gered. En omdat ek afgewas is en geheilig is en geregverdig is deur u bloed. Omdat ek daarin glo, verander dit my lewenswyse ten goeie, om heilsaam en geloof en rein voor u te wandel. Die oomblik, Here, wanneer ons sonde begin regverdig, dat ons afgedwaal van die waarheid, Here. Dan is die waarheid nie meer in ons nie. Daarom bid ek, Heilige Gees, dat die woord in elkeen van ons die waarheid sal bly, die lig sal bly, waar volgens ons sal wandel, Here. Ja. En wanneer ons twyfel in enigiets, Here, Here, dat u deur die woord aan ons die waarheid sal openbaar. Want die woord sê, die waarheid het vrygemaak het, is jy vry. Here, ek dank u vir die kosbare woord, waar sonder ons nie by u sou uitkom nie. Waar sonder ons die pad nie sal kan stap nie. Dankie dat u vir ons alles gegee het, sodat ons in u volkome kan wees. En ons loof en ons prys u daarvoor. In Jesus naam. Amen en amen. Die Here seën u, mag hy dan ook hierdie boodskap in u seën. En mag jy daar uithaal, wat die Here ook vanmôre vir elkeen wil gee. Prys die Here. Kom ons sluit af. Daar is krag, wonderbare krag in die bloed van die lam. As jy dan voel ook, jy wil vanmôre saai in die koninkryk van die Here, dat jy dit dan ook sal doen met 'n blymoedige hart. Die Here sê hy 'n blymoedige gewer lief. Ek weet jy is reeds geseën. En mag die Here dan ook die sluise vir u oopmaak. Mag u sy vrede en sy liefde en sy genade ook deur hierdie hele week ervaar. As ons dan klaar is, kan ek vir my vrou vra om ons hierdie diens af te sluit met gebed. Sy is sommer daar by in die mikrofoon. En dan vra ek my vrou te kom groet vir die huis toe gaan. En ek hoop om u vanaand te sien, vanaand 6:00. Prys die Here. Halleluja. Daar is onthou, daar is krag in Jesus bloed. Amen. Prys die Here. Hy sal maak dat jy nooit sal verdwaal. Ja. Dat jy nie mislei sal word of 'n ander evangelie sal aanneem. Bly jy net by die waarheid van sy woord. Amen. Prys Dankie. die Here. Jesus, ons het vir baie dankie vir dat ons weer in u teenwoordigheid. Amen. Here, dankie vir geleenthede.